Môre, dis Vrydag die 7de Augustus en ek hoop jy begin hierdie dag met die wonderlike waarheid dat God se genade nie skaars is nie. Sy genade vloei oorvloedig en hy alleen kan elke vlek van sonde en skuld skoon was. Woensdag het ons gesien hoe koning Jesus as die leeu uit Juda regeer en hoe ons toekoms veilig in sy hande is. Vandag kom ons by 'n besonderse Bybelse beeld wat die stokhou Jakob oor Juda uitspreek in Genesis 49. Nou Jakob praat van 'n esel wat aan 'n edel wingerdstok vasgemaak word en 'n kleed wat in wyn gewas word. Lees gerus later vandag die hele hoofstuk rustig in jou Bybel, want die titel van ons oordeenking is Jesus maak jou skoon. Dink gou hieraan. Probeer jy steeds jou eie foute en skuld wegsteek? Of is jy gereed om te rus in die bloed van Jesus wat jou heeltemal skoon was? Nou ons fokus vanoggend op verse 11 en 12, sowel as 1 Johannes 1 vers 7. Kom ons begin. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn en witter van tande as melk. En hoor hoe ego die Nuwe Testament hierdie beeld in 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nou stel jou hierdie prentjie voor. In die antieke tyd sou niemand 'n werkdier soos 'n esel aan 'n kosbare wingerdstok vasbind nie. Tensy daardie wingerdstok so sterk is en die oestyd so massief dat 'n bietjie skade nie 'n saak maak nie. Dit wys ons hoe oorvloedig God se seën is. Hierdie beeld van oorvloed in Genesis kry sy volle goddelike betekenis in die Nuwe Testament. Want 1 Johannes 1 vers 7 verklaar die waarheid. Dit is die bloed van Jesus wat ons van alle sonde reinig. En hier is die groot waarheid vir jou Vrydag. God se genade in Christus is meer as genoeg. Jy hoef nie jou eie vuil kleed van sonde en skuld te probeer skoon vryf nie. Jesus het reeds die volle prys betaal sodat jy skoon voor God kan staan. En dan hoor jy hoe mooi wys hierdie Bybelse beeld ons na die werklikheid van Jesus. In Matteus 21 lees ons hoe Jesus op 'n esel Jerusalem binnery as die vredeskoning. Die beeld van druiwebloed in Genesis vind sy diepste vervulling aan die kruis. Toe Jesus sy lewe gegee het, het sy gestorte bloed ons sonde vir altyd skoon gewas. Genesis wys vir ons die belofte van God se oorvloedige seën. En die evangelie wys hoe daardie seën werklikheid word in Jesus. Deur geloof bekleë God ons met Christus se geregtigheid. Daarom kan elkeen wat in Jesus glo met vrymoedigheid weet, sy sonde is vergewe en hy is skoon voor God. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons buig vanoggend voor U met diepe eerbied en dankbaarheid. U alleen is heilig en U liefde vir ons is groter as wat ons ooit kan begryp. Ons gee ons lewens vandag opnuut aan U oor. Laat U wil in ons harte geskied en laat U koninkryk en U vrede vandag deur ons lewens sigbaar word. Dankie vir U getroue sorg en vir die daaglikse genade wat U so vrylik vir ons gee. U voorsien in alles wat ons nodig het. Vergewe ons waar ons gefaal het en veral waar ons self probeer het om ons foute of skuld skoon te vryf. Dankie vir die kosbare bloed van Jesus wat ons heeltemal skoon was van elke vlek van sonde. Bewaar ons vandag van die leuns van die vyand. Beskerm ons teen skaamte en veroordeling en lei ons op U pad van ware vryheid. Want aan U alleen behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag iemand teekom wat gebuk gaan onder skuld of skaamte of veroordeling,
Wys hulle na Jesus. Herinner hulle aan hierdie waarheid. Jesus maak skoon wat niemand anders kan nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag en 'n baie mooi naweek.